Gedurende Paulus se sendingsreis het hy baie briewe geskryf aan die gemeentes waar hy al reeds by gestop het of by gemeentes wat hy self gestig het. In die vorige les het ons gesien, toe hy in Korintiërs was, het hy briewe geskryf aan Thessalonika en ons gaan nou in die volgende lesie sien dat toe hy ook in Korintiërs was, het hy 'n brief geskryf aan die kerk in Rome. Nou in Handelinge het ons gesien dat die Christenkerk het al soveel gegroei dat die keiser van Rome die Jode uit Rome uitgejaag het, Handelinge 18 vers 2. Claudius het beveel dat al die Jode uit Rome moes vertrek. Nou as jy al jou hele lewe lank in 'n stad of in 'n land bly en die regering sê jy moet uit, dan gaan dit nie so maklik wees nie. Ek dink ons as Afrikaners kan ook verstaan hoe min sommige regeringsfigure ons in Suid-Afrika wil hê. Maar ons sien Suid-Afrika as ons land. Nou dieselfde met die Jode, met die Christene in Rome. Al het die keiser gesê hulle moet uit, het daar definitief 'n hele klompie gebly en deur die swaar kry gegaan. Maar baie keer dan begin 'n mens vrees, jy begin versigtig lewe. Daarom dalk die eerste punt wat Paulus aanraak in die boek van Romeine. Romeine 1 vers 16, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Nou net soos ons gesien het in die boek van Galasiërs, het Paulus in Rome ook twee groepe mense vir wie hy preek. Hy die Jood en hy die heiden. Nou die Jood is vasgevang in die wet en die heiden is vasgevang in 'n afgoderry. En Paulus spreek eerste met die heiden. En hy sê vir hom dat Israel se God is nie alleen die God van een volk nie, maar hy is die God van almal. En God se toorn val op die hele aarde. Maar dan kan die wêreldse mense vra, nou hoe moet ons Israel se God ken? Wie is hierdie God? Ons het nie met hom groot geword nie. En Paulus antwoord hulle, hierdie God kan duidelik in die skepping raak gesien word. Romeine 1 vers 20. Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word. Jy het geen excuse nie. Jy kan nie eendag voor God gaan staan en sê, maar ek het nie geweet daar's 'n God nie, want daar is geen manier dat ons na die aarde, na die heelal, die mens, die see kyk en nie besef dat dit is deur 'n God geskape nie. Daar is geen manier dat net 'n Big Bang dit kon veroorsaak het nie. Dit is alles net te perfek geskape. En dan hierdie prentjie het ek al ingehaal in Genesis lesie. En hierso staan, this sandcastle came up by chance after millions of years of erosion, dis so sommige mense glo, en dit is belaglik. Nou, die res van daai stukkie in Romeine sê, en nou wil die heidene hierdie ongelooflike groot God, wat alles geskaap het, verruil vir 'n afgod. 'n Afgod wat jy gemaak het, 'n afgod wat jy moet ronddra om by plekke te wees, 'n afgod wat nie met jou kan praat nie, Romeine 1 vers 25, hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen en die skepsel vereer en gedien het bo die skepper. Nou daardie hout en goud wat jy gebruik om jou afgod te maak, daar is 'n God wat dit gemaak het. Nou oral waar mens lees van die heidense maniere, lees jy van die afgoderry en jy lees van seksuele begeerlikhede. En in Romeine 1 sien ons ook waar God praat van homoseksualiteit. Romeine 1 vers 27. En net so het ook die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en in hulle welles teenoor mekaar ontbrand. Manne het met manne skandelikheid bedrywe. En ons moet besef, God sal by jou deur klop en klop, maar as jy aanhou om hom te ignore, dan gaan hy sê, okay. En dan as God weg is sy beskerming weg, sy kennis is weg, sy leiding is weg, en dan op die einde sit jy met mense wat hulle eie besluite maak, besluite wat hulle verwoes, dan sit jy met mense wat ongeregtigheid najag, hoerery, boosheid, hebsug. Nou God sê sulke mense verdien die dood. Maar nie hulle alleen nie, die mense wat hulle dade goedkeur verdien ook die dood. So wanneer dit byvoorbeeld kom by homoseksualiteit, moet jy baie versigtig wees as jy sê, wel ek self sal dit nie doen nie, maar ek gee nie om as ander mense dit wil doen nie. Pas op dat jy dit nie goedkeur nie, want as jy dit goedkeur, verdien jy ook die dood. Maar onthou, ons moet nie sulke mense liefdeloos hanteer nie. Wees nog steeds Jesus se lig, daar kan jy die een wees wat vir hulle die waarheid kan leer. Maar dit beteken nie jy moet saam met hulle kuier nie, want die Bybel sê bad company corrupts good habits. As jy saam met hulle kuier, dan is daar 'n moontlikheid dat hulle jou gaan begin beïnvloed. So Paulus het nou net met die heidene gepraat en hulle aangespreek oor hulle afgoderry en hulle seksuele begeerlikhede, en nou praat Paulus met die Jode, met die geestelike mense. Die probleem met sommige Christene, hulle tree ook op soos die Jode. Hulle sal byvoorbeeld vir die mense leer, as jy rook, gaan jy hel toe. En dis wat die Jode ook doen. Hulle sê, as jy nie die wet volg nie, gaan jy hel toe. Nou, hoekom ek dit noem, is as Paulus met die Jode praat, is daar baie lesse vir ons as Christene ook. Want ons is ook soms geneig om soos hulle te wees, terugval op tradisies, terugval net op reëls.
Nou Paulus waarsku die Christen Jode oor die volgende. Die eerste dinge is oordeel. Ons hou daarvan om te sê dat ons mag nie oordeel nie, maar wat daardie versie eintlik sê in Matteus 7 vers 1, moenie oordeel nie sodat julle nie geoordeel word nie. Die tweede gedeelte van daardie versie beteken jy mag oordeel, maak net seker jy is ook nie skuldig aan daardie selfde ding nie, want dan die oordeel wat jy gee sal vir jou gegee word. Byvoorbeeld as jy vir iemand sê jy gaan hel toe as jy rook, maar jy self sukkel met 'n verslawing soos suiker of koffie, dan gaan jy dieselfde oordeel kry as wat jy gegee het, dan gaan jy hel toe, dis jou woorde. So daarom is dit veiliger om nie te oordeel nie, want as jou hart nie mooi is nie, dan gaan jy God se grimmigheid ontvang volgens vers 8. Maak nie saak wie jy is nie, want God is nie 'n aannemer van persoon nie. En dan die volgende ding wat Paulus die gemeente oor aanspreek is, practice what you preach. Romeine 2 vers 21. Jy wat preek dat 'n mens nie mag steel nie, steel jy? As gevolg van hierdie dubbele standaarde onder die Jodene en ons as Christene, wil sommige mense nie deel word van God se koninkryk nie. Dink self, as 'n onkundige Christen vir 'n ou in die wêreld leer jy mag nie skinder nie, en dan om die draai skinder daai Christen net so lekker, dan gaan die mense nie belangstel om deel te word nie, want dit is 'n klug. Romeine 2 vers 24. Die naam van God word om hele ontwil onder die heidene gelaster. Het is bad om te dink jou onkunde kan skade maak aan God se naam. Ons moet baie versigtig wees, dat ons practice wat ons preach. Nou die probleem wat die Jode gehad het, is as die wet nie meer nodig is nie, en geregtigheid kom net deur Jesus op die kruis, waarom die wet? As enige iemand kan deel word van God se koninkryk, dan waarom die Jood? Ook dieselfde vraag wat die kerk in Galasiërs gehad het. En 'n mens kan eintlik meegevoel hê met die Jode. Nog hulle hele lewe lank, hulle hele geskiedenis volg hulle hierdie wet wat hulle heeltemal laat anders te lyk as die wêreld. En nou kom hulle Messias en sê dat die wet is nie meer nodig nie. Wat dan van alles wat hulle alreeds ingesit het? Nou sonder om te geestelik te antwoord, waarom die Jode? Want deur hulle het ons Jesus gekry, deur hulle het ons die Bybel gekry, deur hulle lewe het ons geleer wie is God. Maar die probleem met sommige Jode, hulle het hulle posisie as God se uitverkorene volk gebruik en hoogmoedig geword. En daarom sê Paulus vir hulle in hoofstuk 3, julle Jode het nie voorrang nie. Hoekom nie? Want julle is ook sondaars, Romeine 3 vers 23, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Nou waarom dan die wet? Romeine 3 vers 20, want deur die wet is die kennis van sonde. So dit leer jou wat is sonde. Romeine 7 vers 7, ek sou die sonde nie anders as deur die wet geken het nie. So die wet het ons gewys wat God van hou en nie van hou nie. Die wet het ons gewys ons is sondige mense. Die wet het ons gewys ons kort 'n verlosser. Nou, ons weet dat die enigste antwoord is geloof in Jesus. Maar wie van julle het al regtig gaan sit en dink, wat het Jesus op die kruis gedoen? Nou die dag kom ons by die huis en ons honde het die hele erf vol gate gegrou. En ons probeer hulle leer om op te hou, so hulle kry so nou en dan pak slaap. En ek voel altyd so jammer as hulle pak kry, want in my oë is hulle nog net babietjies. En die gedagte kom by my op, sal jy hulle pak slaap vat vir die gate? En in my menslikheid dink ek, nee, hulle het die gate gegrou, hulle verdien die pak slaap. Dieselfde met ons ook, ons het al so baie gesondig, ons verdien die pak slaap. Maar Jesus sê, ek sal dit vat. Romeine 3 vers 24, en hulle word deur sy genade sonder verdienste, so dit beteken ons verdien dit nie. Ons word geregverdig deur die verlossing wat in Jesus Christus is. Niks wat ons gedoen het nie. Daarom dan, as die enigste pad hemel toe Jesus is, dan het ons geen rede om te roem nie. Want geen van jou werke gaan jou daar kry nie. As ons byvoorbeeld volgens werke hemel toe gegaan het en jy is moeder Teresa, dan kon jy goed gevoel het oor jouself, want jy doen goed, jy doen beter as ander, maar wat se maatstaaf gaan jy gebruik om jouself mee te meet? Daar is niks nie, want dit is net deur Jesus kom ons in die hemel. Nou, waarom die wet, waarom die Israeliete? Nou, om die Israeliete te kan verduidelik, gaan gebruik Paulus die Torah, gebruik hulle Bybel, en die geregtigheid kom deur geloof, is nie 'n nuwe konsep nie, dit is in hulle storie ook. Kom ons kyk na Abraham, Genesis 15 vers 6, en Abraham het in die Here geglo, en hy het hom dit tot geregtigheid gereken. Geen wet het Abraham regverdig verklaar nie, sy geloof het. Abraham moes nie 'n wet gevolg het voordat hy die beloofde land Kanaan gekry het nie. Abraham moes nie 'n wet gevolg het voordat hy die belofte van 'n seun gekry het nie. Abraham het net in God geglo, so dit staan al in die Ou Testament ook.
Nou onthou om 'n Christen te wees behels 'n paar dinge. Geloof in Jesus en dan daarna volg goeie werke uit liefde, maar dan moet ons net lydsaamheid hê gedurende die beproewinge en die moeilike tye, terwyl ons besig is om onsself mooi heilig te maak, terwyl ons hoop op Jesus wat gaan terugkom. Nou Paulus het nou net die Christen in Rome verduidelik hoe werk ons redding. Dit is net geloof in Jesus, nie die wet nie. Maar ons almal weet dat sodra jy 'n kind van God is, dan kom die verdrukkinge. Nou dalk het jy al die volgende gehoor of dalk het jy dit al gedink. Waarom moet ek betaal vir Adam se sonde? Adam en Eva het die vrug geëet en nou moet ek in 'n sondige wêreld groot word. En hier praat Paulus ook daaroor. Hy sê ja, sonde het ingekom deur een mens. So daarom dan is die oplossing daarvan een mens. Romeine 5 vers 18. Daarom dan, net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, so ook is dit deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. So ja, sonde het in die wêreld ingekom deur een mens, Adam. Daarom dan het God een mens gestuur om dit te kom regmaak. Maar dan die volgende vraag is, mag ons dan lewe net soos ons wil? So ons het nou al geleer, en die Jode is nou al geleer, dat die enigste manier hoe jy geregverdig word, die enigste manier hoe jy gelowige word, die enigste manier hoe jy in die hemel kom, is net deur te glo in Jesus. Maar die probleem wat dan ontstaan is, mag jy dan lewe net soos jy wil? Want daar is genade vir ons sonde, daar is nie 'n straf vir ons sonde nie, want Jesus het al reeds vir alles betaal. Nou as jy terugdink aan jou lelike mens, toe jy nog in die wêreld was, toe jy nog jou liggaamse begeertes gevolg het. Jy was eintlik 'n slaaf vir daardie lewe. Dink mooi, wat is 'n slaaf? Jy doen wat jou eienaar vir jou sê om te doen. Nou jou vleeslike begeertes het vir jou gesê wat om te doen. Maar nou, nadat Jesus vir ons sondes betaal het, is jy vry. Jy het nie 'n hele lys van dinge wat jy verkeerd gedoen het nie, want Jesus het al reeds daarvoor betaal. Maar nou moet ons seker maak ons lewe met 'n dankbare hart. Laat julle liggame nou streef om te doen wat God wil hê jy moet doen. Romeine 6 vers 23, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. So die vraag is, nadat jy nou in Jesus glo en werke maak nie saak nie, mag ek dan lewe soos ek wil? Maar nee, dit is nie so nie. Sodra jy regtig besef wat het Jesus op die kruis vir jou gedoen, dan gaan jou hart verander na 'n dankbare hart toe. Daar is soveel mense daar buite wat nooit stil raak en net besef wat het Jesus vir jou gedoen nie. Jy het byvoorbeeld toe jy jonger was rondgeslaap met iemand wat getroud was. Dink nou byvoorbeeld as iemand met jou man of jou vrou slaap, jy wil graag hê daardie egbreker moet die lelikste straf nog kry, want jy het seer en daardie persoon moet seer kry. Maar sodra jy besef jou lewe is op 'n afdraande pad, jy kort hulp en jy aanvaar Jesus as jou helper en jy sê opreg jammer vir al jou slegte besluite, dan sal God jou vergewe. Maar geen sonde mag ongestraf bly nie, want dit staan in die Bybel. As jy dan nie daarvoor gestraf gaan word nie, moet iemand anders. En dit is waar Jesus gekom het en hy het gesê ek sal die straf vat. Meeste mense dink hulle aanbid Jesus net sodat hulle in die hemel toe kan gaan, want die hel klink so bietjie rof. Maar die dieper storie van die kruis is soveel mooier. Die enigste rede waarom hy aan die kruis gesterf het en vir jou sondes betaal het, is want hy is lief vir jou. Ons skuld Jesus eintlik so baie, maar ons lewe nie so nie. Jesus gee vir jou die ewige lewe, maar jy kan nie jou tydelike lewe op aarde vir hom gee nie. Jesus betaal vir al jou sondes, maar jy kan nie die moeite doen om te probeer minder sondig nie. Raak rustig en besef die opoffering van die kruis. Nou onthou, Paulus is nog steeds besig om vir die Jode te verduidelik dat die wet is nie meer nodig nie. En die voorbeeld wat hy gebruik is die volgende. As jy met iemand trou, dan volgens wet is jy met daardie persoon getroud tot die dood toe. So daai wet is bindend tot die dood toe. Dan, as een van die twee dood is jy vry van daardie belofte. Dieselfde vir die Jode ook. Die oomblik toe jy jouself gedoop het, want onthou, doop is 'n uitbeelding van die dood, die ou mens wat jy agterlaat en 'n nuwe mens wat opstaan. So as gevolg van hierdie dood, is jy nie meer gebonde aan die wet nie. Daarom moes hulle self bekeer en hulle self doop, want die doop is, jy gaan dood vir die wet, vir die reël dat jy die wet moet volg. Nou vir die Jode, se hele lewe lank, vanaf hulle gebore is, was daar vir hulle die wet geleer. Maar die wet is so 'n bietjie moeilik om alles te volg. Die wet sê die hele tyd net, jy mag nie, en sommige wette is so streng dat as jy dit breek, dan word jy byvoorbeeld doodgegooi met klippe. Nou die Jodese Messias kom en bewerkstellig die ewige lewe, maar sommige Jode mis hom. Nou die disippels, wat ook Joodse mense is, evangeliseer en probeer aan die Jode te verduidelik, dat Jesus
was en Jesus is die Messias en sommige Jode verstaan en glo en dan na bekering kom die doop. Jy is nou dood van jou ou sondige natuur. Jy is nou 'n nuwe mens in Jesus en jy is nou dood van die wet ook, né, soos ons nou net gesê het. Maar wat nou van die wet? Ek dink ons as mens kan nie dink dit is so maklik nie. Jy glo, doop en nou is jy regverdig. Wat moet ons nog doen om dit te kry? Jode wil weet, wat dan van die wet? En die eerlike waarheid is, jy moet niks doen nie. Ons begin mooier mense word, ons begin beter lewe, ons hou op Sondag, want ons is lief vir Jesus, en dis die hele verhaal, maar dan ontstaan daar dan 'n bietjie vragies. So die wet tel nie meer nie, want jy het dood gegaan, jy is nie gebind onder die wet nie. Die wet het jou gewys, jy kan dit nie alleen reg kry nie, jy kort 'n uitweg en hierdie uitweg was dan Jesus gewees. Maar moenie dink hierdie is net 'n les vir die Jode nie, maar vir ons as lifelong Christene is dit ook 'n les. Ons Afrikaner nasie wat groot geword het in 'n Christelike huise, Christelike skole, ons is dieselfde. Ons word groot met ons Bybel, maar dit klink vir ons asof die hele Bybel net sê, jy mag nie, jy mag nie, jy mag nie. Vir party mense is dit net te veel reëls en hulle wil nie eers Christene word nie. Dit is net te veel moeite. Dit laat my net sleg voel oor myself. 'n Mens voel die heeltyd net condemn. Maar die oomblik wanneer jy 'n werklike ondervinding het met Jesus, waar jy agterkom wat was die werklike rede vir die kruis, wanneer jy jouself doop en die Heilige Gees ontvang, dan besef jy die reëls in die Bybel maak ons net mismoedig. Die ware verhaal in die Bybel is, Jesus was so vreeslik lief vir jou, hy het jou pak slaag op hom geneem. Sodra jy dit besef en jy wil graag vir hom lewe, dan gaan jy begin beter lewe. Nie oordat dit 'n reël is nie, maar oordat jy lief is vir Jesus. Maar net soos die Jode ook, so by die Christene, ontstaan daar dan 'n paar vrae. Wat dan van die reëls in die Bybel? Wat dan as ek nog steeds Sondag nadat ek my hart vir Jesus gegee het? Nou sonder al die reëls in die Bybel sou ons nie geweet het wat is reg en wat is verkeerd nie. So dis nodig om dit te weet. En dan sit ek net hierdie in, want dit klink asof mens nou die wet nok en asof mens die Bybel nok, maar dis nie wat ek sê nie. Jy moet nog steeds jou Bybel met al sy reëls lees. Onthou die Bybel is daar om ons te leer. Dit is Jesus. Lees dit, want dit bou geloof. Nou wat as ek aanhou Sondag, nadat ek my hart vir die Here gegee het? Onthou, ons het 'n vleeslike liggaam wat jou die hele tyd gaan aftrek om sonde te wil doen, want dit is lekker. Maar dit is dan hoekom jy jou Bybel elke dag moet lees. Dit is hoekom jy elke dag moet bid. Dit is hoekom jy jouself moet omring met opregte kinders van God. Sodat jou geestelike mens kan sterker word en jou vleeslike mens jou nie meer bestuur nie. As jy weer sondig, dan gaan vra jy opreg om vergifnis van God. Jesus het vir ons genade gebring. Jesus het geweet ons gaan so nou en dan nog struikel, maar hy sal ons vergewe. Moet net nooit ophou probeer nie. Romeine 5:20, waar die sonde meer geword het, het die genade nog meer oorvloediger geword. Nou, indien jy aanhou lewe soos jou ou mens, en jy hou aan sondig, sonder om sleg te voel, sonder om te probeer verander, jy maak nie gereeld die besluit om beter mens te wees vir Jesus nie, want jy weet daar's genade, jy kan net sorry sê, dan moet jy gaan kyk of jy werklik glo en werklik verstaan wat die kruis vir jou beteken. Dan is jy dalk net besig om tradisies te volg. Byvoorbeeld jy gaan kerk toe, want dit is hoe jy groot geword het, jy is mooi met mense, want dit staan in die Bybel, wêreldse mense is ook mooi met mekaar, so dit beteken nie veel nie. Nou die verskil tussen ons en die wêreld is ons probeer heilig word. Ons probeer soos Jesus optree, want dit is wat Jesus van hou. So wat ek hierso nou probeer sê het, is dat die enigste weg in die hemel en is net geloof in Jesus. Maar die probleem wat dan ontstaan is, party mense misbruik dit. Hulle voel dan, as dit, ek hoef net in Jesus te glo, wel dan gaan ek lewe nog soos ek wil lewe, maar dan moet jy bietjie na jouself gaan kyk. Dan dink ek nie jy besef regtig wat het Jesus op die kruis vir jou gedoen nie. Want as jy regtig besef wat het Jesus gedoen, dan gaan jy wil 'n beter mens word. Jy gaan wil heilig lewe. Nou die ding is nie almal van ons gaan dit altyd, jy weet, so vinnig reg kry nie, en dan gaan 'n mens struikel, maar dit moet jou nie mismoedig maak nie, want dit is dan waarvoor genade is. Dit is, Jesus verstaan hoekom het jy weer gestruikel, maar ek het ook dan hierso gesê, met nooit ophou probeer om 'n beter mens te word nie. Omdat baie Christene nie werklike verhouding met God het nie, het daar so 'n bietjie false teachings ingeslip in ons kerke, omdat mense nie die Bybel so baie mooi verstaan nie. As ek besef, Jesus het vir my sonde gesterf, en ek gee my hart vir Jesus, en ek is nou 'n kind van God, wat dan as ek weer sondig?
Wat van as ek uit die kerk uitstap en 'n taxi vloek? Baie mense glo dan gaan jy weer hel toe. Gaan terug na Jesus en gee jou hart weer vir die Here en dit is verkeerd. As jy in Jesus glo, as jy glo hy is die seun van God wat op die kruis gesterf het vir jou sonde, as jy glo hy het uit die dood uit opgestaan, dan gaan jy hemel toe. Al doen jy nog so nou en dan sonde, maar wanneer jou journey met Jesus begin, dan begin ons 'n beter lewe. Ons probeer heilig lewe. Die Bybel noem dit bekering. Bekering is nie jy gee jou hart vir Jesus nie, want jy het dit al reeds gedoen toe jy aan Jesus geglo het. Bekering is as jy per ongeluk weer sondig, keer terug na God. Ons is sondige mense van natuur. Kyk na kleinkinders. Hulle sal selfsugtig wees en jaloers wees van kleins af. Selfs Paulus leer vir die kerk in Rome, ons is sondige mense, ons gaan nog so nou en dan val. Selfs Paulus self sê, hy val nog steeds. Romeine 7 vers 15, want wat ek doen, weet ek nie. Want wat ek wil, dit doen ek nie, maar wat ek haat, dit doen ek. So wat hy sê is, ek wil so graag 'n beter mens wees, maar dan val ek. Vers 19, want die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. So selfs Paulus het gesukkel, nog steeds met sy vlees. Vers 24, ek elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? En dit bring ons terug by die lewe van 'n opregte Christen. Jy besef die ware rede van die kruis. Jy begin 'n beter mens word, want jy is lief vir Jesus. Maar omdat ons dan nie meer deel van hierdie sondige wêreld is nie, gaan ons verdrukking kry en ons geloof gaan beproef word deur sommige verdrukkinge. Maar kom ons klou vas aan hoop. Eendag in die toekoms gaan Jesus kom regeer as koning en God se koninkryk is geregtigheid, vrede en vreugde. Hierdie verdrukking is net tydelik. Romeine 8 vers 18, want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Maar maak nie saak deur hoeveel verdrukkinge ons gaan nie, ons sal vasklou aan Jesus. Romeine 8 vers 37, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het.